Vanaand die dodetal in Israel en Irak se weerwraakaanvalle op mekaar styg, terwyl die Houthi-rebelle in Jemen ook met aanvalle teen Israel begin. President Ramaphosa kom in Kanada aan vir die G7-beraad waar hy lidlande gaan inlig oor Suid-Afrika se gereedheid om die G20-beraad later vanjaar aan te bied. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. In die Midde-Ooste het die spanning verder toegeneem met toenemende heen en weer aanvalle tussen Israel en Iran. Verskeie mense, insluitend kinders, is sedert gisteraand dood toe Iran se missiele woongebiede in Israel getref het. Volgens berigte is nog 14 Iranse kernwetenskaplikes vandag in Israel se aanvalle dood, insluitend motorbomontploffings. Israel het ook bevestig dat hy 'n brandstofhervullingsvliegtuig by die Mashhad lughawe in die ooste van Iran afgeskiet het. Vroeër vandag het Houthi-rebelle in Jemen ook talle ballistiese missiele op Israel afgevuur, waarvan verskeie Jaffa in sentraal Israel getref het. Dit is die eerste keer dat 'n bondgenoot van Iran by sy aanvalle betrokke raak. Volgens Israel is minstens 10 mense, insluitend kinders, dood en meer as 140 beseer in 'n missielaanval gisteraand op 'n 8-verdieping gebou in Bat Yam, suid van Tel Aviv. Minstens 35 mense word nog vermis. Die Amerikaanse president Donald Trump het gesê die konflik kan maklik beëindig word, terwyl hy Teheran gewaarsku het om geen Amerikaanse teikens aan te val nie. Iran het ook aanvalle uitgevoer op plekke soos Tel Aviv, Jerusalem en Haifa. Irak het intussen die VSA gevra om Israel te verhoed om Irak se lugruim te gebruik om lugaanvalle op hom uit te voer. So het die Israelse president Yitzhak Herzog op Iran se aanvalle gereageer. Iran launched a barrage missile attacks on Israel, killing Jews and Arabs, assaulting people of all facets of life in Israel. We are seeing here the enormous destruction of an Iranian missile, but we are determined. We are determined to change the fate of the region, to lead it towards peace by undermining Iran's capability to threaten us existentially and threaten the region as a whole. Die Israelse president het 'n beroep op G7 lande gedoen wat van vandag af in Kanada vergader om druk op Iran te plaas om sy kernprogram te staak. Tomorrow, the G7 summit will start, and I call upon the leadership of the free world. You really want to de-escalate, then enable us and work with us to get the nukes out of Iran, the nuclear capability, the nuclear technology, its risk to the world. Intussen het president Cyril Ramaphosa vandag in Kananaskis, Kanada aangekom vir die G7-beraad. Die beraad duur tot Dinsdag. Ramaphosa woon die beraad by as 'n waarnemer op uitnodiging van die premier van die gasheerland Mark Carney. Die G7 bestaan uit Kanada, die VSA, Frankryk, Brittanje, Duitsland, Italië en Japan. Energiesekerheid en diversifikasie, tegnologie, infrastruktuur as ook beleggings daarin is van die temas wat deur hooggeplaastes in die G7 uitreiksessies bespreek sal word. President Ramaphosa sal na verwagting die leiers van die lidlande toespreek oor Suid-Afrika se staat van gereedheid om die G20-beraad later vanjaar aan te bied. We've said to the G7 countries that they need to live up to the commitments that they made in Paris, that they need to create a fund which the developing countries can utilize to transition from fossil fuels to renewable energy. Die toenemende konflik in die Midde-Ooste sal na verwagting druk deur wêreldleiers bespreek word. Die beraad word gehou te midde van groeiende teenkanting teen die VSA se buitelandse en handelsbeleid. Die Amerikaanse president Donald Trump sal na verwagting die beraad bywoon. Reddingsspanne in die Oos-Kaap het hulle soektog verskerp na mense wat nog vermis word na verlede week se vloedramp in die provinsie. Die dodetal het intussen tot 88 gestyg nadat die liggaam van 'n 10-jarige meisie van Lebode gevind is.
Spanne van die polisie, gesondheidsdienste en hulporganisasies het vandag weer die Mthatha-omgewing gefynkam en veral beboste gebiede langs die rivier deursoek. 'n Woordvoerder van Gift Givers, Ahmed Bam, sê hulle is dankbaar dat die vloedwater gesak het, wat die soektog deur duikers en bote makliker maak. Intussen probeer families nog sin maak van die gebeure wat 'n lewe 'n paar dae gelede onherroepelik verander het. Spanne van die Departement van Gesondheid voorsien mense van kroniese medikasie, terwyl binnelandse sake diegene help wat hulle identiteitsdokumente verloor het. Die water- en kragtoevoer na gebiede in die OR Tambo distrik is meestal herstel. In die Amatoli distrik is die Battehoof watersuiweringsaanleg erg beskadig in die oorstromings. Watertankwaans is beskikbaar gestel vir gemeenskappe wat nog nie water het nie. Die tweede groep Suid-Afrikaanse soldate wat van die Demokratiese Republiek die Kongo onttrek is terug op tuisbodem. 257 troepe het vroeër vanmiddag by die Waterkloof lugmagbasis aangekom. Daar word verwag dat die gefaseerde onttrekking van die sowat 2000 troepe van Suid-Afrika, Malawi en Tanzanië uit die DRK teen die einde van die maand afgehandel sal wees. Die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse weermag, Prins Shabalala, sê swaar toerusting sal per skip na Suid-Afrika gebring word. 14 Suid-Afrikaanse soldate wat deel was van die SAOG vredesending is vroeër vanjaar dood toe die M23 rebellegroep Goma in die ooste van die DRK aangeval en ingeneem het. Het lede van die parlement se gesamentlike komitee oor verdediging hulle kommer uitgespreek oor die land se veiligheid tydens 'n inligtingssessie met Krygkor. Die staatsbeheerde wapenaankoopagentskap het voor die portefeulje komitee verskyn oor die status van instandhouding en verkrygingskontrak van die Suid-Afrikaanse lugmag en vloot. Die komitee is ingelig dat daar 'n gebrek aan geld en kapasiteit is en dat projekte maande lank vertraag word. Die minister van Verdediging, Angie Motshekga, het toegegee dat die toestand ernstig is. Sy het onderneem om oor 3 maande terug te keer na die komitee met planne om die probleme op te los wat 'n ernstige bedreiging inhou vir die land se veiligheid. En dit is dan al vir vanaand. Ons is môre aand terug op SABC 3 en dan om 8:30. Geniet die res van die lang naweek. Totsiens.